dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit. En waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Geniet die uitsending baie. Goeiedag Ritme, dit is lekker om saam met julle te wees. Ja, die ritme van God se genade is vir my vars en nuut elke dag. En dis hoekom ek hou van hierdie naam, want ons kom in 'n manier van lewe waar ons net saam met die Here stap en saam met hom dien en saam met hom werk. Maar vandag wil ek so 'n bietjie wegbeweeg van die maklike onderwerpe af en ek wil met jou praat oor diens. Jy sien, ons het verander, die wêreld het verander, die hele demografie van kerk het ook verander eintlik, want baie van ons is net aanlyn lidmate, en dan verloor ons baie keer baie belangrike aspekte van kind van God wees. En ek wil vandag met jou praat oor diens. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Wat sal jy doen as jy die mees invloedryke persoon in die vertrek sal wees? As jy die belangrikste persoon in die vertrek kan wees, wat sal jy doen? Nou ek het kleintjie dood aan groot naam predikante partykeer. Nou die dag praat ek met 'n ou en ek hoor van die kerk waar hulle letterlik voor die ou uitstap en die pad vir hom oopmaak en sy tas vir hom dra. Mag niemand ooit my tas vir my dra nie. Ek is mans genoeg om my tas self te dra. So wat wil ek doen as ek dan die belangrikste of die mees invloedryke persoon in die wêreld kan wees, of in my vertrek kan wees? Liefde beweeg ons altyd na ander se lewens toe. En ek dink dit is Andy Stanley wat dit gesê het. Hy sê, doen vir een wat jy wens, jy vir almal kan doen. En as ek en jy kan hierdie wonder van dienswerk snap en verstaan, dan verander ons hele leefwêreld. Dit haal my uit my ekkigheid uit. Die dienswerk hou Dani uit sy eie ekkigheid en dienswerk bring 'n vervulling wat geld nie kan koop nie. En dis hoekom ek jou vandag wil uitnooi om saam met my hierdie journey van dienswerk te stap. Om te gaan doen vir een wat jy wens, jy kan vir almal doen. 1 Petrus 4 is een van my gunsteling gedeeltes. Hy sê, daarom moet julle selfbeheers en nugter wees. Hy sê, kyk na die toestand van jou siel. Dan kan julle bid. En die belangrikste van alles, hoor wat sê hy, die belangrikste van alles, dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. En dan hier kom die deel waarmee ek sukkel. En Petrus hier vat so 'n bietjie aan 'n ou se siel. Hy sê, julle moet mekaar onselfsugtig lief hê, al tap dit julle energie. Sulke liefde maak sonde toe. En weet jy wat gebeur is, as ons mekaar kan begin ontvang, onselfsugtig kan begin lief hê, dan kan ons hele menswees verander en die fokus van ons lewens kan verander en ons kan in 'n ander rigting begin stap. Hy sê derdens, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. En met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na ander mense kan vloei. Ons wil baie keer vir ander mense preek. Ons wil vir hulle vertel van God se genade. Maar Petrus kom en hy sê, daar's 'n ander manier om genade na mense toe te vat. Begin hulle te dien. Maak ruimte in jou huis. Al vat dit van jou energie, maak ruimte in jou lewe, al voel jy moeg en al voel jy uitgewerk. Hou net aan om te dien, want daar's 'n manier om hierdie genade op 'n gesonde manier te versprei. Die probleem is, as ons vrek eerlik met mekaar kan wees, is, ons raak almal maar ekkig. Ons raak baie ekkig in onsself, en tyd is deesdae die buzzword van almal wat aan die gang is en wat belangrik is. Almal het dagboeke en tyd, en dan begin ons somme te maak oor tyd, en ek het vir hierdie boodskap gaan somme maak oor tyd. Want weet jy wat het ek na my eie lewe begin kyk in die afgelope week van voorbereiding is, hoeveel tyd spandeer ek aan my foon? Hoeveel tyd spandeer ek aan onbenullighede, aan dooie tyd, aan doomscrolling?
Maar weet wat gebeur as ons 'n missie het? As ons weet waarheen ons op pad is. Ek dink is John Maxwell wat dit gesê het, if you fail to plan, you plan to fail. En as ons fail to plan on our mission, dan fail ons in ons missie. So ek en jy moet weet wat is ons ja oor wat gaan ons doen? Wat is ons dienswerk? Hoe gaan ons vir die Here lewe? John Hagee het 'n ding geskryf. Hy sê you measure a man's greatness not by the number of servants he has, but not by the number of people he serves. Sjoe, dit het my in my hart gegryp. En ons moet hierdie som maak van ek het tyd, want ek het tyd en ek het 'n missie en ek gaan dit doen deur dienswerk te doen. En jy weet, daar's mos 'n ou spreekwoord wat sê gee vir 'n besige mens iets om te doen, dan kry jy dit gedoen. En mense leef baie keer oorweldig. Baie van ons sit by die huis en ons leef oorweldig en passief en ons prioriteite van tyd het geskuif. Ek en jy moet intent hê in ons lewens. Ons moet werk in 'n rigting. Ons moet weet wat gaan ons doen en hoe gaan ons die Here dien. Almal sê ek dien die Here. Almal wat gelowiges sê op 'n manier ek dien die Here, maar Petrus sê vir ons 'n ander manier van dien. Daar's 'n manier van dien waar jy ander mense dien, mense in jou huis verwelkom, al vat dit jou energie. Daar's 'n manier waar jy aanmeld by mense in hulle lewens, al verstaan jy nie waaroor dit gaan nie. Jesus kom in Lukas 12 en hy sê vir ons, waar jou skat is, sal jou hart en jou gedagtes wees. En ons haal daai stukkie uit, want dit, waar jou skat is, sal jou hart en jou gedagtes wees. En wanneer ons mense se trail volg van tyd, geld, liefdes en prioriteite, dan vind jy die troon daar. As jy daai trail volg van, waar's die ou se skat, waar's my hart, waar's my liefde, waar's my passie, daar's die troon. Dis wat Jesus vir ons sê. En jy word dit wat jy aanbid. En ek en jy moet nie in daai struik trap nie. Dieselfde met God. Hoe meer ons God aanbid, hoe meer ons sy pad loop, hoe meer ons sy dienswerk, sy hande is op aarde, sy voete is op aarde, dan sit ons word soos hy. Hy het gekom nie om gedien te word, sê die skrif, maar om te dien. En soms aanbid ons. Ons like onsself wanneer ons met ons hande in die lug staan en die Here aanbid. Maar wat as aanbidding beteken ek en jy moet ons hande vuil maak? Wat as aanbidding beteken ek en jy moet meer opdaag? Baie keer stoei ons met ons eie arrogansie, ons pyn, ons kinders, ons behoeftes aan prestasie, ons suksesse. Maar hier's die som wat ek oor tyd gemaak het en vandag is regtig 'n bietjie 'n anderste boodskap, maar ek wil hê jy moet dit net hoor. Die slim ouens wat 'n som kan maak in 24 uur sê ons werk 8 uur gemiddeld 'n dag. Ons het 8 uur verslaap. Wat doen ons met die ander 8 uur? Ek het eendag 'n vriend van my hoor daaroor praat. Hy het gepraat oor die 3 woorde in jou lewe: your faith, your family and your friends. En dis waar ons moet tyd begin spandeer, intentioneel. Onthou nou, if you fail to plan, you plan to fail. So ons moet tyd spandeer aan ons geloof, ons familie en ons vriende. Ons moet tyd spandeer aan onsself. Ons kan aan ons gesondheid tyd spandeer. Ons kan aan ons stokperdjies tyd spandeer. Ons kan aan rus tyd spandeer en dis goed. Maar wat van ons bring in dienswerk? Gee en doen. Daar's 8 ure waar ons 'n stukkie daarvan kan vat en regtig tyd daaraan spandeer. Wat van ons neem 'n intentionele besluit en sê, ek gaan minder tyd op my foon spandeer en dit spandeer om iemand te dien en by iemand op te daag. Weet jy wat, ons leef in 'n wêreld waar mense met emosionele gesondheid sukkel, maar weet jy hoe goed is dit vir jou vir jou wese as jy begin werk en dien en opdaag en doen. Ek doen so amper 40 jaar al berading en een van die buiteballe wat ek na mense toe gooi is ek vra vir hulle wanneer hulle swaar kry met depressie, wat doen jy, waar dien jy? Want dienswerk verlos ons van onsself. So ek wil vandag na jou toe kom. Vir jou sê ons is nooit so besig
dat ons nêrens kan opdaag nie. En as ons prioriteite ten opsigte van dinge en die balans reg is, sal ons tyd kry om 'n boodskap te antwoord, om te doen, om op te daag. En nie net vir mense te sê ek is daar vir jou nie, maar regtig op te daag vir mense. Ek het onlangs kontak gehad met 'n ou en ek vra vir hom, jong, ek wag nou al 2 dae vir 'n antwoord. Hy sê ek het nie tyd om jou WhatsApp te antwoord nie. Dan dink ek, hoe kan dit wees? Hoe kan dit moontlik wees dat jy nie tyd het daarvoor nie? Dat jy nie tyd het vir 'n belangrike vraag wat ek jou vra as 'n vriend nie. So wat sê ek vir jou? Ons gaan moet kyk na ons tyd. Na ons prioriteit rondom ons tyd en hoe ons intentioneel vir die Here wil dien en mense se lewens wil raak en 'n verskil wil maak, want ek kort, Dani Lodder kort genesing in my journey, sodat ek die balanse in my lewe kan regkry, sodat ek weer die vreugde van kindskap kan beleef. Ek en jy kan ons tyd beter beplan. En wat is ons missie dan? Wat is dan daai intentionele beplan om te dien en diensbaar te wees? En weet jy hoe dien jy? Jy dien en jy's diensbaar deur op te daag. Deur nie te sê ek gaan nie, maar deur regtig op te daag. En as jy in 'n gemeente is, dan daag jy by jou eie gemeente op. En as jy net 'n aanlyner is wat fantasties is, ons is so bly jy's deel van Ritme. Maar dan wil ek jou vra, daar waar jy is, waar jy in jou wêreld is, leefwêreld is, daag iewers op en dien en maak 'n verskil. Hoor Jesus se siening oor hierdie in Matteus 20 vanaf vers 25. Jesus roep hulle bymekaar. Nou praat hy met sy disippels, sy binnekring. Hy sê, julle weet in hierdie wêreld tiraniseer die magshebbers die nasies en die magtiges domineer hulle. Sien ons dit nie daagliks? Maar hoor wat sê Jesus. Ek het dit nogal in rooi geskryf hier. Hy sê, maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wat is anders aan ons? Hy sê, wie onder julle 'n leier wil wees, behoort almal se diensknegt te wees. Wie onder julle wil eerste wil wees, moet ander se slaaf wees. En selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Dit praat van 'n gesindheid. Paulus beskryf hierdie gesindheid. Hy sê, julle gesindheid in Filippense 2 vers 5, hy sê, moet soos Christus sin wees. Dis 'n attitude, dis 'n manier van dink en lewe binne in konteks van tyd, binne in konteks van lewe. Alhoewel hy God was, het hy nie vasgeklou aan hom toe kom nie, maar hy het dit prys gegee en slaaf geword en aan die mens gelyk geword. Hy het 'n missie gehad. Hy was 'n man on a mission. En as ek en jy is ons manne en vroue van 'n missie. Ons missie is om soos Christus te wees. Dit beteken ons kom nie om gedien te word nie, maar om te dien. Om gered te word van ons arrogansie van onsself en dit word dan 'n voertuig van liefde en genade. Dis hoe mense genade sien. Om kind van God te wees is minder daaroor om sonde te vermy, maar eerder om braaf en aktief te begin doen. Ons sit ons energie, ek moet sonde vermy, begin doen, begin lewe, en jy sal agterkom, daai ander goed val net sommer weg. In die wêreld om ons, is daar sonder dat ons soms die name en gesigte van mense ken, mense wat eintlik staat maak dat ek en jy iets sal doen. Daar's mense wat wag, dat God se genade aan hulle sal verskyn, en dis nie 'n preek nie, dis 'n doen. Daar's mense wat so nodig het, dat een van ons by hulle huis sal opdaag, en by hulle sal gaan stil sit, en net hoor wat is hulle hart, en wat is hulle behoefte. 1 koppie koffie, 8 minute van jou tyd. In ons wêreld is daar geleenthede waar ek en jy kan opdaag, en ons het nie nodig om 'n selfie daarvan te vat nie. Mag ons verlos wees van selfies, maar kan jy saam met my droom van 'n wêreld wat net doen, sonder om erkenning te soek, en om te hoor, jy was okay, want ons gaan eendag hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Dit wat ons doen,
Al sien ons nie die resultate nie, het ewigheidswaarde. Ek wil dit weer sê. Dit wat ek en jy doen, al sien ons nie die resultate nie, was 'n stuk genade wat iemand se lewe geraak het. God spesialiseer daarin om die onwaarskynlike te laat gebeur en om die onmoontlike te behaal met dit wat ek en jy doen. As ek en jy begin doen, dan begin lewens geraak word. Maar net ek en jy doen, dan begin daar iets te gebeur. En ek wil teruggaan na my openingsvraag toe. Wat doen jy as jy besef, jy is die mees invloedryke persoon in hierdie vertrek? Johannes 13, vanaf vers 3 tot 5 gee vir ons die antwoord. Hy het toe van die tafel af opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n doek gevat en het homself vasgebind. Daarna het hy 'n wasskottel gegooi, water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en het af te droog met die doek wat om hom vasgebind was. Jesus staan op en neem 'n skottel en was sy disippels se voete, ook die een wat hom sou verraai, ook die een wat later gaan sê ek ken hom nie. Kom ek en jy verstaan vandag, ons kan 'n invloed hê. Kom ek en jy verstaan vandag, ons is draers van God se genade, nie net in preke nie, maar in doen. Kom ons kyk na geleenthede om ons. Kom ons word wakker vir geleenthede om ons, wat jy weet, anders sal dalk nie eens oorweeg om dit te doen nie, maar ek en jy daag op en ons doen dit. Want die Here het vir my en vir jou hier op aarde gesit om sy hande en sy voete te wees. Hy het nie 'n plan B nie. Ek het eendag daaroor gepreek oor God se plan B en na die tyd besef, daar's geen plan B nie. Jy's God se plan A, ek is God se plan A. Ek en jy het die DNA in ons wat net sekere mense kan bereik. Daar's mense wat net jy of net ek kan bereik. So wat doen ons as ons weet ons kan 'n invloed hê? Ons word diensknegte. Ons vra nie. Ons plaas nie mense in sekere plekke nie. En dan sien ons dit. Ons sien die resultaat van dit wat gebeur het. Die Handelinge 2 kerk het ontplof, want hulle het vir die armes gesorg, hulle het vir die mense om hulle omgegee, hulle het mekaar liefgehê, hulle het saam gebid en saam gedoen. Mense soek titels en aansien, mense soek erkenning, maar 'n ware dienskneg wat 'n missie het, wat verstaan, ek beplan om te wen. Sê ek meld aan, ek gaan begin dien net waar ek is. Ek het geen titel nodig nie, ek het geen akte nodig nie, ek kan net doen wat die Here op my pad bring om lewens te raak. As disippels moet ons 'n impak in ons gemeenskap maak en ons moet geleenthede soek om invloed te hê, ons moet wakker word. Ek vind myself, party dae as ek so gejaag, nie lank terug nie, hardloop ek in 'n winkeltjie daar naby my in om 'n brood te gaan koop en melk en ek is haastig, maar ek luister nie na die fluister van help hierdie mense nie, en dan sit ek het 'n geleentheid gemis, ek het huis toe gery, teruggedraai, omgedraai om dit te gaan doen, en ek kon hulle nie vind nie. Moenie geleenthede laat verbygaan, waar ek en jy 'n verskil kan maak nie. Kyk uit vir geleenthede. Kyk uit vir mense. Met die skoonheid van hierdie wonderlike evangelie van genade wat ek en jy het kan ons lewe bring en kan ons hoop bring en kan ons verandering bring. En kom ons stop oorlog en judgment deur voete te was. En jy hoef nie fisies voete te was nie, jy verstaan wat ek sê. Ek sluit af met Matteus 20, 26 tot 28. Wie onder julle leier wil wees, behoort julle diensknegte wees. En wie onder julle eerste wil wees, moet 'n slaaf wees. Selfs ek, die seun van die mens, het nie gekom om gedien te word nie,
maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Mag die Here ons help om van ons ekkigheid te gaan en ontslae te raak en sy voorbeeld te volg en te dien. Dit is ons roeping. Dit is hoe ons genade na 'n ganse mensdom toe sal vat. Bid saam met my. Here, help my met my ekkigheid. Help my om net weer 'n greep op my tyd te vat, sodat ek kan beplan en ruimte kan skep, margin kan skep, waar U my binne kan gebruik, om U goeie nuus deur dienswerk na ander te vat. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou uitnooi, as jy vandag klaar na hierdie boodskap geluister het, vra vir die Here, hier is ek, gebruik my, om U genade na ander se lewens toe te vat. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou, om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.